Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles voleindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel, maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Ons is in Jesus stories, deel 79, amper by 80. Volgende week is ons by 80. Prys die Here, hy spaar ons om hieroor te gesels. Jesus stories gaan alles oor Jesus. 'n Kerk se doel is om mense aan Jesus voor te stel dat hy hulle kan red. En dis wat Jesus gedoen het. Hoe sy wil vir my en jou lewe is wat ons hom sal ken. En hoe leer ons hom ken? Deur te kyk na wat hy gesê het en wat hy gedoen het. Dis hoe jy enigiemand leer ken. En wat het hy gesê en wat het hy gedoen? Hy het net gesê wat die Vader gesê het en hy het net gedoen wat die Vader gedoen het. Want hy was hier om vir ons te wys wie is God. Hy was hier om ons in 'n verhouding te bring met God. En terwyl ek hierdie week op hierdie stukkie gedink het en op dit gemediteer het en sommer 'n bietjie vooruitgelees het oor waar gaan ek die volgende paar weke preek, het daar net hierdie een gedagte by my opgekom: jou sondige natuur, my sondige natuur. Wat is Jesus se punt met wat hy hier vir ons wil verduidelik vanoggend? Is hierdie die heeltyd in die agtergrond van wat hy hierso sê. Jou sondige natuur is eintlik so erg dat ons dit nie besef nie. Juis as gevolg van die feit dat jy 'n sondige natuur het. Die beste manier vir my om dit te beskryf of te verduidelik vanoggend is om prentjies. Jy word gebore met 'n gebrek. Jy word blind gebore. Jy weet nie wie jy is nie. Jy weet nie wat om te doen, hoekom jy hier is, waar jy in jou pad is nie. En al wat jy nog doen in die tussentyd terwyl jy asemhaal, is jy kry seer. Jy het nie eers die vermoë om te sien hoe sleg jou kondisie werklik is nie, want jy's blind. Jy loop in situasies in absolute nag. Jy's ingevaar en jy het nie eens 'n idee hoe groot die gevaar is nie. Inteendeel, jy mag dalk selfs nog in daai situasie dink, ek is op die beste plek waar kan wees. Dis hoe sleg die toestand van jou sondige natuur is. Dis so sleg dat jy dink, dis hoe dit veronderstel is om te wees. In die tussentyd is jy in absolute naggedompel met jou geboorte. Die enigste uitkoms daaruit is om gered te word. Die enigste uitkom daaruit is om 'n wonderwerk te beleef. Iemand wat jou oë genees. Iemand wat jou uit dit uithaal en vir jou wys waar gaan jy lewe. Ons sondige natuur het 'n baie groot invloed op ons lewe. En dit is so erg, juis as gevolg daarvan dat dit nog steeds my sondige natuur is. Ek kan nie sien nie, ek kom nie daar verby nie. So, waar ons gaan praat in die volgende paar weke, vandag gaan 'n bietjie meer teoreties wees en dit mag dalk jou verveel of jy mag dalk voel, ek het nie mooi lekker verstaan nie, ek gaan nog steeds probeer om dit so prakties as moontlik te verduidelik. Maar wat Jesus hierna gaan doen is hy gaan vir ons mooi uiteenset wat het hy bedoel met vandag. So vandag se boodskap is 'n inleiding vir die volgende 4 of 5 weke. Se boodskappe wat ons gaan sê. So hy gaan dit dan vir ons uiteensit wat hy vandag in hierdie 4 verse sit. So ek gaan nog steeds probeer om dit so mooi as duidelik te verduidelik, maar jy gaan die volle prentjie kry, sou jy terugkom en weer kom hoor en weer kom hoor en dan gaan dit uiteindelik vir jou alles sin maak. Maar dit is net te veel gewees om in een preek in te druk. Die gedeelte waarvoor ons besig is die vervulling van die wet. Ons kyk heidaglik na Jesus se bergpredikasie. Dis al Jesus se goed wat hy gesê het in een preek ingedruk. En jy lees dit in Matteus 5, 6 en 7. En hoekom dit belangrik is en wat dit als beteken. So ons het hiermee begin al so 2 weke terug en toe het ons begin waar Jesus verduidelik het, hoe lyk 'n Christen nadat God hom gered het? Wat is 'n Christen nadat hy gered is? Jesus het dit vir ons beskryf. En toe sê hy, as gevolg daarvan is julle nou lig en sout vir die wêreld. As jy dit gemis het op ons YouTube kanaal, gratis en verniet, as jy dit wil gaan kyk. En vandag gaan hy aan en hy net weggespring met hierdie woorde. Hy het gesê, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Nou waarvan praat Jesus as hy praat van die wet?
Hy praat van wat ons noem die Pentateeg. Die eerste 5 boeke van die Ou Testament. Hy praat van die boeke wat Moses geskryf het. Dit is waar al God se wette in was, wat hy vir die volk Israel gegee het. Dis waarvan hy praat, en hy sê, of die profete, daarna het God deur profete met die mens gepraat. As hy wou gesê het, wat gaan gebeur, het hy dit deur 'n persoon wat hy aangestel het, 'n profeet met die volk gekommunikeer. Hy het nooit direk met die volk gekommunikeer nie, en die profete sou gesê het, wat kom in die toekoms, of hulle sou vir die volk rigting gegee het, van wat om te doen, wat om te sê, waarom te wees. Onthou, want hulle is almal blind. En Jesus sê, ek het nie gekom om dit alles ongeldig te maak nie, dat dit betekenisloos was nie, met ander woorde. Hy sê, ek het gekom om dit alles betekenis te gee. Wat beteken, hy het gekom en hy het die intensie daarvan vir ons kom verduidelik. Nou dit gaan ons oor die volgende paar weke sien, wat ek daarmee bedoel. En vir ons te wys hoe om dit te doen, hoe om dit reg te doen. Nou ons kon dit nie doen nie. Geen mens kon dit doen nie. Geen mens kon 100% voldoen aan God se wette in die Torah en aan die profete se woorde en daarby bly nie. Die hele Ou Testament word dit oor en oor herhaal. As die volk goed gedoen het en hulle het naby God gebly en hulle het reg gekry om min of meer ongeveer naaste by die wette te hou, dan het God sy hand oor hulle gehou en hulle geseën, maar dan val hulle weer weg en dan wil hulle niks met die Here te doen hê nie, dan trek hulle weer weg en dan gee God hulle oor aan hulle vyande. Die mens kon nie homself uit sy benarde situasie van sonde, blindheid verlos nie. Geen mens kon dit doen nie. Ons het iemand nodig gehad om dit vir ons te doen. En dis wat Jesus gedoen het. Nou as ons dit nie van die begin af kon doen nie, hoekom het God dit vir ons gegee? Hoekom het hy vir ons hierdie wet gegee? Hoekom het hy hierdie profete gestuur as hy geweet het, ons gaan nie die massa opkom nie? Vir 2 redes. En hierdie mis baie mense. Nee, God is net hierdie tiran, hy gee net 'n klomp reëls en jy moet net daarby hou. Party mense dink ons dis so 'n pa en 'n ma ook is. Kinders dink so, my pa en my ma maak die lewe net vir my hel. Ek moet 10 uur in die aand in my bed wees. Ek mag nie my selfoon hê nie. Dit gaan nie. Dis onregverdig. Ek kan nie wag om my uit die huis uit te trek nie. Party mense het so 'n opinie oor die Here ook. Asof dit die rede is hoekom die Here vir jou reëls en regulasies en wette gegee het. God het die wet vir 2 redes vir ons gegee. Die eerste ene, vir baie redes, kom ek sê, daar's meer as 2 redes, maar 2 waarop ek wil fokus spesifiek. Die een is om vir ons te wys wie hy is. En ek gaan vir julle baie praktiese voorbeeld vanoggend noem, wat ek daarmee bedoel. As jy die wet lees en jy kyk wat God wette maak, dan kom jy agter wie is God. Jy kom agter wat is vir hom belangrik. Dis die eerste rede hoekom hy vir jou 'n wet gegee het. So Jesus sê, ek het nie gekom om dit ongeldig te maak nie. Dit beteken ek maak wie God is ongeldig as ek dit doen. Ek steur my nie self aan wie God is nie, met ander woorde. Jesus sê, ek het nie gekom om dit ongeldig te maak nie. Dis die eerste ding wat die wet doen. Hy vertel vir jou wie is God. Die tweede ding wat die wet doen is, hy wys jou hoe blind is jy. Hy is veronderstel om in jou binnekant jou te oortuig dat jy het 'n verlosser nodig, want jy kry nie dit reg om daarby te hou nie. Dis die tweede rede vir die wet. Natuurlik is die algemene volgende reël vir hoekom kry ons reëls in ons lewe of wette in ons lewe is om vir ons skramreëlings te gee, om vir ons te sê waar moet ons beweeg om nie beweeg nie, sodat ons beskerm kan word. Daar's 'n klomp redes vir wette en reëls. Maar hierdie 2 spesifieke redes besef ons nie. Is nie altyd in ons agterkop vir hoekom het God vir ons die wet gegee nie? Hoekom het hy al hierdie woord gegee in die profete in die Ou Testament nie? Waaroor gaan dit? Is sodat ons hom sal ken en sodat ons kan oortuig raak dat ons het 'n verlosser nodig. Want hy het ook deur die profete geprofeteer, ek stuur 'n verlosser. Maar hulle het nie verstaan waar dit gaan nie. Hulle het gedink as God 'n verlosser stuur, gaan dit 'n koning in 'n paleis wees en hulle gaan die wêreldregerders wees. Dis wat hulle gedink het. Hulle het nie gedink, God gaan my kom verlos van my sonde toestand, hy gaan my kom genees van my blindheid nie. Dis nie wat hulle gedink het nie. So, Jesus sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie, want dit maak God ongeldig. Dis glad nie hoekom ek hier was nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, om dit die volle betekenis te laat kry. Hoe laat Jesus die wet sy volle betekenis kry? Hy kom en hy voldoen aan elke liewe wet. Perfek, 100%, sodat hy die een is waarvan geprofeteer is, en sodat hy kan bewys dat die mens kan heilig lewe voor God. Perfek. Want hy was God in 'n lyf, net hy kon dit doen.
So dit het gemaak dat hy kon kwalifiseer om vir my en jou sondes aan 'n kruis te sterf. Want dit het 'n perfekte, vlekkelose lam gevat om te sterf vir sondes, sodat daar kon versoening kom tussen die mens en God. So dis wat Jesus gedoen het. Ek het gekom om dit te kom vervul, is die taal wat die Ou Testament gebruik. So, ek het vir julle 'n voorbeeld van hoe leer ons wie God is. Hoe weet ons wie is God as ons kyk na die Torah? As ons kyk byvoorbeeld, meeste mense is goed bekend met die 10 gebooie. En wat leer jy by God? Wat leer jy van God as jy die 10 gebooie lees? Lees jy net die reëls raak en jy sê, ek kry nog nie daai so lekker reg nie, ek moet hierdie nog bietjie harder probeer. Hierdie is vir my vrek moeilik. Jesus ken nie my storie nie, dis hoekom ek nie my vader en my moeder eer nie. Byvoorbeeld. Is dit al hoe jy jou 10 gebooie lees, of het jy al ooit God gesoek binne die 10 gebooie? Dus hier is 'n voorbeeld. Jy mag geen ander gode voor God hê nie. Dis nommer 1, hè? Wat leer jy van God? Hy is besig om vir jou te sê, ek is die enigste God wat bestaan. As jy enige ander gode beet het jy nie God beet nie. Daar's net een God. Dis wat hy vir jou sê met daai reël. Tweede ene, jy mag nie vir jou enige afgodsbeeld maak nie, is die tweede wet. Hy is besig om vir jou te sê, alles gaan oor my. Julle weet wat is afgode? Afgode is enige iets wat jy vat en dit begin aanbid. Enige iets wat reeds geskape is, wat jy vat en dit begin aanbid. Nou baie keer dink mense in die term van afgode, dis 'n beeld met kop en vlerke, 'n olifant met 6 slurpe, wat sit asof hy yoga doen. Baie mense dink dis 'n afgode. Afgode is enige iets wat God vir jou gegee het, en jy maak dit die God van jou lewe. Jy maak dit die belangrikste in jou lewe, soos geld byvoorbeeld. Soos daai kar, dis my droomkar. As jy om hom loop 5 meter weg, nie te naby nie, dan krap jy hom. Jy eet nie op sy sitplekke nie. Jy ry hom nie te vinnig nie. Dis 'n afgod. Jesus, hy's besig om vir jou te sê, die lewe gaan nooit oor enige iemand anders as oor my nie. Jy self kan jouself die belangrikste persoon in jou lewe maak. Jy doen dit van nature in jou sondige natuur, want die lewe gaan oor jouself. Jy word selfsugtig gebore. Jy kan jouself aanbid. Jy kan jouself aanbid. Jy kan 'n afgod wees. Met ander woorde, hy is net besig om vir jou te sê, alles gaan oor my. Derde gebod, jy mag nie die naam van die Here jou God uitelik gebruik nie. Hy is besig om vir jou te sê, want ek is heilig en ek is rein. Nommer 4, hou die Sabbat heilig. Hy sê vir jou, ek verskaf rus en ek verwag rus. Ek wil hê jy moet my vertrou. Hoekom het Jesus gesê, hou die Sabbat heilig? Party mense sal nou sê, ons moet Vrydagmiddag 6:00 begin en ons moet Saterdagmiddag 6:00. Die beginsel agter hou die Sabbat heilig beteken, jy moet by sy voete gaan sit. Jy moet hele tyd as kosbaar beskou. Dis waar jy weer nuwe inspirasie kry, nuwe energie kry. Hy is besorg oor jou. Hy het vir die rus gemaak, hy self op die 7de dag, nadat hy die aarde geskaap het, het hy gerus. Rus is deel van wie God is. Dis wat hy vir ons sê met daai wet. Eer jou vader en jou moeder. Hy is die outeur van orde en familie. Dis wat hy vir jou sê as jy die reël lees. So jy moet weet, daar is meer gebooie in jou Ou Testament as net die 10. Hier is die volgende 5 van die 10 gebooie. Jy mag nie moord pleeg nie. Hoekom nie? Want hy is die mens se skepper en lewe is waardevol. Hy het die mag van lewe en dood in sy hand. Jy kan nie wat hy in sy hand het in jou hand vat nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Hoekom nie? Want hy het die huwelik ingestel en die huwelik is heilig. Dis ook iets wat baie mense nie lekker verstaan wanneer dit kom by 'n huwelik nie. As jy trou, dan loop jy af na 'n kansel toe. Jy gaan staan daar voor. En dan baie mense dink ek maak 'n belofte teenoor my lewensmaat tot die dood ons eendag skei. Jy maak nie 'n belofte teenoor jou lewensmaat nie. Jy maak 'n belofte teenoor God en voor getuies. En dan leef jy dit uit teenoor 'n lewensmaat. En God voeg daai 2 mense daar by mekaar. Dis sy orde. Dis wat hy gedoen het. En dis vir hom belangrik. Huweliksinstelling van God. Jy mag nie vals getuienis aflewer, jy mag nie by iemand steel nie. 'n Stabiele onderhoudende samelewing is vir God belangrik. Hy is die gewer van alle goeie goed vir alle mense. Elke ou moet fokus op wat jy het, met ander woorde. Dis wat God wil hê ons moet doen. Jy mag nie vals getuienis aflewer nie, want hy is eerlik en hy is opreg.
En laastens, jy mag nie begeer nie, jy mag nie jaloers wees nie. Toe die Here uitgedeel het, daai dag was ek laat. Ek het agter in die lyn gestaan, en as ek nou vir my buurman kyk, en ek vergelyk my lewe met sy lewe, begeer ek wat hy het. Hoekom sê hy vir jy mag nie begeer nie? Sit jou vertroue in hom. Hy wil hê jy moet hom vertrou. Wat leer jy van God? Ek is die een wat gee. Jou jaloesie is 'n bewys van jy vertrou my nie. Jy soek my nie. Dis hoekom hy hierdie reëls vir ons gegee het. So hoekom het hy vir ons die Torah gegee? Hoekom het hy? Sodat hy ons kan wys wie hy is. En sodat ek en jy oortuig kan word is, o, Christus, ek is by nature jaloers. Ek was al toe ek in die kleuterskool was, jaloers. Ek het in die kar geklim toe my mamma my kom haal het, en toe sê ek, maar daai maatjie het so groot en al 'n kar en ek het niks. Jy is so gebore. So die wet is vir jou gegee om jou te wys hoe blind jy is. En die wet is vir jou gegee om vir jou te wys wie God is. En ons het verlossing nodig. Dis waarvoor het gee. Dan gaan Jesus aan in Matteus 5 vers 18. Hy sê, dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles voleindig is. Jesus sê in soveel woorde, in die Hebreëse taal, dalk moet ek dit net gou gesê, voor ek verder praat, in die Hebreëse taal is daar allerlei lettertjies en figuurtjies in die skrif oor hoe dit geskryf word. Dit is nou nie so net soos ons letters is nie, daar is allerlei streepies op allerlei verskillende plekke. Die Ou Testament is in Hebreëus geskryf. So Jesus sê, nie eers 'n streepie daarvan is onbelangrik of val weg nie. Alles wat God gesê het, soos wat hy daar gesê het betekenis. En is goed. Dis wat hy sê. En dan wat in die agterkant hiervan besig is om te gebeur is, hy is eintlik ook besig om vir jou te sê hoe belangrik God se woorde is. Ek en jy sit vandag wat ons noem die woord van die Here, ons noem dit ons Bybel, wat onder die inspirasie van die Heilige Gees geskryf is, leer ons Bybel ons. Dis wat God wil hê ek en jy van hom moet weet. Jou Bybel is om vir God te leer ken. Jou Bybel is nie daar om jou te help. Dis nie, baie mense sê dis 'n manual vir die lewe. Dis goed as jy so dink, maar dis baie meer as net 'n manual vir die lewe. Dit is hoe jy God leer ken. Dis wie God is. En alles wat daar binne staan, is belangrik om te weet, vir jou om te leef in hierdie wêreld. En dis wat Jesus hier die klem op lê. Hy lê die klem op, hoe belangrik is my en jou Bybel regtig? En wat alles daar binne staan. Niks van dit sal ooit wegval nie. Ek wil vir julle lees hoe het die skrywer van Hebreërs dit gesê, op 'n praktiese manier. Hy het gesê, die woord van God is lewend en kragtig. Dit wat daar staan is nie net inligting nie, is nie net sinnetjies wat ons lees nie. Dis nie net stories wat vertel word nie. Dit lewe. As ek besluit om dit te lees, toe te laat dit my leer, dit begin doen, gaan ek agterkom, ek is besig om te groei. En ek gaan agterkom, dit het 'n effek op my lewe. As ek in konflik is, in enige verhoudingsspasie, dit kan huwelik, kinders, werk, vriende, vreemdelinge wees, in enige, gaan sê, wat sê die Here hieroor? En ek hoor wat hy sê, en dan begin ek doen wat hy sê, gaan jy agterkom hoeveel lewe en hoeveel krag daar in jou Bybel is. Dis meer as net inligting. Dis 'n skepper, so oor my skepper, skerper. Die skrywer skryf, dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. 'n Swaard het 2 snykante. En dis wat die woord van die Here doen, dis soos 'n swaard. Nou, luister, baie mense dink, die Here gee vir my die woord, dis 'n swaard om die vyand mee te beklei. Dis nie wat daar staan nie. Die swaard is om jou te sny, tot op die been, om te ontbloot wat sonde is. Dis die een kant van die swaard. Die ander lem aan die ander kant van die swaard, bring dan vir jou perspektief en genesing en verlossing. 'n Ander manier om dit te sê is, as jy jou Bybel vat, gaan jou Bybel vir jou wys hoe blind jy werklik is en hoe nodig jy God het, maar hy gaan ook vir jou wys waar lê die antwoord. En dat jy genade ontvang en dat hy jou help en hy deur die Heilige Gees vir jou krag gee om vry te kom van jou toestand. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes
van die hart. Dis nie 'n wapen om ander mense te gebruik nie. Dis wat die Here gebruik om jou te verkoop, om jou nuut te maak, om verlossing by jou te bring, om jou bewus te maak van jou toestand. Dis waarvoor die Bybel daar is. Paulus het geskryf in Timoteus, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig. Luister, ouens, vandag is die waarheid, en ek wil dit baie hard en duidelik sê, jy moet dit mooi hoor vanoggend, die waarheid is nie hoe jy voel nie. Dis nie jou ervaring en wat met jou gebeur het, en hoe akkuraat jy dit kan oorvertel nie. Dis net jou ervaring. Dis nie die waarheid nie. Vandag besluit almal wat's waar, en dan besluit hulle, omdat dit waar is dit waar. En ek gaan dit verkondig vir die waarheid. Waarheid is nie relatief nie. Daar's net een waarheid. En dis die woord van die Here, dis wat God sê is waar, dis waar. Of dit nou vir my voel, of dit waar is, of dit my ervaring was, of dit waar is, maak nie saak nie. Dis jou belewenis gewees. Wat waar is net wat hy sê. En ons geen manier vir jou om te weet wat waar is, as jy nie weet wat staan in jou Bybel nie. Is om in waarheid te onderrig, is om dwaling te bestry, ek het dit nou al 'n paar keer gesê, daar's geen manier vir jou om 'n vals profeet uit te ken, of te weet of iemand jou mislei wanneer jy van iets in die Bybel vertel, as jy nie self weet wat daar staan nie. Verkeerdhede reg te stel, ek hoop regtig elke keer as jy in 'n missionele plek is, in 'n plek waar jy voel jy is oorweldig, en jy weet nie wat om te doen nie, ek hoop regtig jou eerste plek waartoe jy gaan, is, Here, wat sê U hieroor? Wat moet ek doen hier? Want dis die enigste plek waar waarheid is. Dis die enigste plek waar jy regtig iets wat verkeerd is gaan regstel. En 'n regte lewenswyse te kweek. Dis wat jou Bybel doen. Hoekom? Sodat die man wat in diens van God staan, of die vrou wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Is dit moontlik om op hierdie wêreld te leef met betekenis, om goed te doen, nie omdat ek goed is, maar omdat hy goed is, om te weet wat om te doen en wanneer om dit te doen? Paulus het gesê dit is. Die Hebreëse skrywer het gesê dit is. Jesus gaan aan in vers 19, hy sê, wie dan ook van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Daai is verskriklike harde woorde. Met ander woorde, daar is vandag mense wat leef en sê, maar in die Ou Testament is die Ou Testament. Jesus het gekom, ek lees net die Nuwe Testament. Die Ou Testament het geen meer voordeel of iets wat ek daarvan hoef te weet nie. Ek kan dit maar net weggooi, ek hoef nie daar myself dan te steur nie, ons leef nou in die nuwe verbond. Jy's besig om droog te maak. En ek hoop nie jy leer dit vir enige iemand nie, of herhaal daai woorde vir jou kinders nie. Want jy sal in God se koninkryk nie te siene wees nie, sê hy. Maar wie die wet gehoorsaam en anders so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Nou, kom ons gaan gou baie prakties. Moet ons nou weer teruggaan en die Ou Testamentiese wet elke liewe reël gehoorsaam? Anders jy dan nou in die begin gesê, ons kan dit nie doen nie. Ons kan dit nie doen nie. Daar's geen manier dat een mens op die aarde 100% dit perfek kan doen nie. Jesus is gebore uit die Heilige Gees. Hy's nie in sonde gebore nie. Hy's gebore sonder sonde en hy het ook nooit sonde gedoen in sy lewe hier op aarde nie. Hy het God se wet 100% gevolg. Ek en jy kan dit nie doen nie. Wat sê ek dan vir jou? Wat sê ek vir jou? Jy het nodig om Jesus te soek wat die wet vervul het. Want in Jesus het hy die werk gedoen wat ek en jy veronderstel was om te doen. So ek vertrou Jesus. 'n ander maklike manier om dit te sê, as jy ooit eendag voor die hemelse hek staan, en daar staan 'n ou en hy vra vir jou, hoekom moet jy hier ingaan? Want as ons kyk na die wet, en ons kyk na wie jy is, dan verdien jy dit nie. Dan gaan jy sê, ek maak staat op die werk wat Jesus vir my gedoen het. Dis al hoekom ek hier kan ingaan. Want my werke het dit nie gemaak nie. Jesus het dit gedoen namens my. Jy kan nie iemand leer dat dit ongeldig is nie. Want dan sê jy ook vir iemand, God is ongeldig, en wie hy vir ons gewys het, hy is ongeldig. Jy sê ook, ek is nie so sleg as wat almal sê ek is nie. Ek's okay, in my blindheid is ek perfek. Dis eintlik al wat jy sê. Die beginsel agter hierdie skrifvers is gehoorsaamheid. Jesus is besig om vir ons te sê,
wees gehoorsaam. Leef gehoorsaam. Wees gehoorsaam aan wat God sê. Jesus het hierdie woorde gesê, ons het hieroor gepraat Woensdag aand by die woordskool. Johannes 14 vers 15. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sê dit vir my vrou altyd, né? Mans moenie dit probeer nie, is nie 'n goeie ding om vir jou vrou te sê nie. As jy my liefhet, doen wat ek sê. Nee, ek spot sommer, ek sê dit nie vir my vrou nie, ek is nie so walgalsig nie. Wat probeer Jesus sê met as jy my liefhet? Onthou wat het Jesus gesê? Jesus het gesê, toe hy saam met sy disippels vir oulaas aan die tafel gesit het voor hy kruis toe is, so sê hy vir sy disippels, 'n nuwe gebod gee ek vir julle. Hê, mense lief soos ek julle lief gehad het. Nou op daai stadium het hulle nie eers geweet hoe lief gaan Jesus hulle hê nie, hy is nog nie eers gekruisig nie. Hy sê 'n nuwe gebod gee ek vir julle. Die ou gebod was, die ou verbond was die ou verbond. Die ou gebod was die gebooie. Die nuwe verbond is hê mense lief soos ek julle lief gehad het. Nou, hoe sluit dit wat Jesus daar gesê het in by ons Ou Testamentiese wet? Daar's 'n koneksie en dis liefde. Onthou, wanneer die Here jou red, dan maak hy jou nuut. Hy skep 'n nuwe mens aan jou binnekant. Soos toe jy die eerste keer gebore word, was jy 'n vars, nuwe pap babietjie, vol sonde. Toe kom die Heilige Gees, toe maak hy binne in jou, toe hy jou red, 'n vars, nuwe mens met 'n begeerte vir God. In jou eerste geboorte jy begeerte vir jouself en jou selfsug. Jou tweede geboorte het jy begeerte vir God. Jy het hierdie hinkering na God, hierdie dryfkrag wat hierdie Heilige Gees in jou gesit is. Dis daai liefde waarvan Jesus praat. As jy dit werklik in jou het, dan sê jy doen wat ek sê. So, hoe sluit dit aan by die 10 gebooie? Moet ons dan nou nog die 10 gebooie doen? Wel, as jy werklik lief is vir God, sal jy geen ander gode aanbid nie. As jy werklik lief is vir God, dan sal jy ook jou vader en jou moeder eer. As jy werklik lief is vir die Here, dan sal jy nie by 'n volgende mens steel nie. Jy sal altyd eerlik wees. As jy werklik lief is vir God, sal jy nooit 'n afgod maak nie. As jy werklik lief is vir God, weet jy, hy is die een wat alle goeie goed uitdeel, jy sal nie jaloers wees nie. Met ander woorde, liefde vir God is die nuwe standaard, en dis wat Jesus sê. Laat daai nuwe mens wat ek in jou binnekant skape, die standaard vir jou sit, om te leef vir my. Jesus het die standaard kom lig. Dis wat hy gedoen het. Hy het gesê, gehoorsaamheid is die pad. Hoekom doen ek dit? Want dit gee lewe, dit gee vir my lewe krag. Dit oortuig my van hoe nodig ek verlossing het. En dan vers 20 sluit hy af, hy sê, ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Nou, hier moet ek vir julle konteks verduidelik. Al die Jode het opgekyk na die skrifgeleerdes en die fariseërs. Onthou, skrifgeleerde en 'n fariseër het sy lewe gespandeer tot op ouderdom 30 om alles in die Ou Testament uit sy kop uit te leer. Hulle het nie 'n boek nodig gehad nie. Hulle het alles uit hulle kop uit geken. En hulle het 100% soveel as moontlik akkuraat volgens dit geleef. Hulle het 3 keer 'n week gevas. Hulle het elke dag 3 keer gebid. Hulle het omtrent 23% van hulle inkomste weggegee, almoses, offerande, tiendes. Hulle het dit regtig gedoen, maar hulle het ook geglo dat omdat hulle al hierdie goed doen soos God se wet dit sê, dan regverdig hulle dit hulle om eendag voor die hemelse hekke te staan as iemand sê, hoekom moet jy ingaan? Want kyk wat het ek alles gedoen. Ek mag. Hulle het gedink, dis hoe dit werk. Dis hoekom hulle dit gedoen het. Maar al daai goed is alles aan die buitekant. Aan die binnekant het hulle bymotiewe gehad. Want hulle was ook die rykste mense in die gemeenskap. Hulle het geglo dat as iemand arm is, verdien hy dit. Sy ma was 'n sondaar of hy is 'n sondaar. As iemand siek is, verdien hy dit. As iemand ryk is soos ek en so geseënd is soos ek, verdien ek dit, want ek is so goed. Ek volg God se wet so goed. Maar alles was net in die binnekant. Hulle was oneerlik met hulle self. Hulle het nooit die wet gelees om God te leer ken en wie God is nie. Hulle het ook nooit die wet gelees om agter te kom hoe sondig hulle is nie. Dis hoekom hulle nie geweet het wat Jesus kom doen het toe hy aarde toe kom nie. Hulle het die wet gelees om gesê, ek kan hierdie, en kom ek wys jou hoe. Hulle het dit uit 'n plek van trotsheid uitgedoen. So, buite het dit briljant gelyk, maar binne het hulle gestink.
En Jesus se hele punt is, jy moet van binnekant af nuut gemaak word. Dis sy punt met daai skrif. As dit nie meer inhou as net uiterlike werke, maar jy's nie dood eerlik met jouself en sê, ek het 'n verlosser nodig, ek is eintlik blind en gebreklik, ek het God nodig nie. Dan het jy nooit verlossing in jou lewe beleef nie, en ervaar nie. In Matteus 23, as julle dit wil gaan lees, dan praat Jesus, en dan sê, hy het hierdie woorde hardop uitgesê, oor die fariseërs en die skrifgeleerdes. Ek lees dit sommer vir julle, Matteus 23 van vers 24 tot 27. Hy noem hulle blinde leiers. Julle skep die muggie uit julle beker uit, maar julle sluk die kameel in. Ellende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. Julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon. Ander woorde, aan die buitekant is ons perfek. Almal dink ons doen die wet 100%. Maar binne is julle vol hepsig en onmagtigheid. Blinde fariseërs, maak eers die binnekant van die beker skoon, dan sal die buitekant ook outomaties skoon wees. Jy moet nuut gewaak word met 'n nuwe begeerte vir God. Jy moet verlos word van jou blindheid, met 'n ander woord. In vers 27 sê hy, ellende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. Julle is soos wit geverfde grafte, wat van buite mooi lyk, maar daar binne vol doodsbene en allerlei onsuiverheid. Jesus se punt is, jy moet nuut gemaak word van binne af. Wat leer ons vanoggend by Jesus? Nommer 1. Jesus het nie gekom om die wet ongeldig te maak nie. Hy het gekom om te sê, alles wat God gegee het in jou Ou Testament, het betekenis en is daar vir 'n doel. Dis wie God is. Dis om jou te wys hoe ernstig het jy 'n verlosser nodig. En Jesus het kom voldoen aan elke liewe profesie oor sy eie lewe, wat gaan kom wanneer hy die wêreld gaan kom verlos. Hy het voldoen aan elkeen van daai. Hy het ook dit aangekondig, sodra hy 'n profesie laat waar word het. As jy saam met ons stap deur Jesus stories. Hy het voldoen aan God se wet, hy het volgens die wet 100% geleef. Nommer 2, sy woorde is waar en gee lewe. Jy kan die Here maar vertrou. Jy kan al jou vertroue in die Here soek. Jy kan hom gaan soek as jy 'n uitdaging het in jou lewe. Nommer 3, gehoorsaamheid lei na 'n ewige beloning. Ek het nie eers dit genoem nie, ek moes dit genoem het. Hy sê, wanneer jy gehoorsaam is, wanneer nie een van hierdie letters wegval nie, sal jy groot wees in die koninkryk van die Here. Ons gaan almal eendag voor die Here staan, ek het hierdie ook al 'n paar keer gesê. Ons gaan almal eendag voor die Here staan. 'n Ou wat nooit nuut gemaak is met 'n begeerte van God, wat van binne af gereinig is deur geloof in Jesus Christus nie, hy gaan veroordeel word. En 'n ou wat wel nuut gemaak is, gaan ook eendag voor God staan, maar hy gaan sy beloning ontvang, vir waarvoor hy gehoorsaam was aan wat God vir hom gesê het om te doen. En laastens, die mens het 'n innerlike perfekte reinheid nodig, deur middel van geloof. Ons word nie nuut gemaak uit ons eie moeitevolle arbeid en werk nie. Hy doen dit. En wanneer hy dit gedoen het, sit dit in jou 'n begeerte om te doen wat hy sê. Nie omdat dit jou red nie, omdat jy reeds gered is. Soos ek gesê het, vandag was baie teoreties. Miskien is dit nie, ek weet nie of, as dit vir 'n bietjie oor jou kop gevoel het, maak nie saak nie. Volgende week gaan ek vir julle dit baie, gaan Jesus het vir ons begin om prakties uiteen te set. Wat bedoel hy? Hy het eintlik die standaard kom lig van net 'n reël volg af. Hy het eintlik die standaard kom lig en vir ons gesê, kom ek wys vir julle hoe ernstig is hierdie werklik. So jy wil dit nie mis nie, kom ons bid saam. Ons sê, ons Vader, ons gee U al die eer en ons loof en ons prys U vir die leiding en die krag en die voorsiening in ons lewens. Dankie vir U genade wat so oorvloedig op ons uit neergestort is, Here. Here, ek wil bid vir enige lewe en enige siel hierso wat eintlik nog net vir homself leef en blind is, maar dink hy is okay. Dat U deur die Gees sal kom, hulle sal aanraak, hulle sal wys hoe ernstig hulle U nodig het en dat U hulle sal nuut maak, nuut skep met 'n begeerte vir U. Ons loof en ons prys U dat ons lewens in U hande is, dat U vir ons die woord gegee het wat ons vandag kan lei.
Ons gee U al die eer, Here, mag ons lewens U verheerlik, solank as wat ons asem in ons longe het. Dis my gebed in die naam van Jesus. Amen.